Kom ons begin by 'n eenvoudige vraag vandag. Het jy al ooit so 'n fout gemaak, dat jy gedink het daar's geen terugkeer nie? Ons het almal al sulke oomblikke gehad. Miskien was dit nie dramaties nie, miskien was dit, maar dit was verseker deurslaggewend. Dit het saak gemaak. 'n oomblik waar ons iemand in die steek gelaat het, waar ons misluk het teenoor die mense vir wie ons die meeste omgee en voor lief is. Miskien het jy daardie oomblik in jou huwelik gehad, of met jou kinders, jou ouers. Miskien was dit in jou loopbaan, toe jy 'n kind was. As ek terugdink aan my eie lewe, is daar baie goed wat ek wens ek kon oordoen of uitvee. Petrus het een van daardie oomblikke gehad. En nie sommer enige oomblik nie. Hy het Jesus verloon. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, 3 keer. En daardie mislukking het nie privaat gebeur nie. Dit was in die openbaar. Almal kon dit sien, almal het dit beleef, sy vriende het dit gesien en beleef. En dit was pynlik. En nou vind ons dat hy in Johannes 21 nie preek nie, nie bid nie, nie lei nie, maar visvang. Terug in die boot, terug waar hy begin het. Amper asof hy sê, ek dink nie ek is uitgeknip vir hierdie disipel ding nie. Maar toe daag Jesus op. En is dit nie so in ons lewens ook, dat ons, wanneer ons op daai plek in ons lewens is, waar ons net voel, ons wil terug. En Jesus daag op, dat dinge verander nie. Ons skrifgedeelte vandag, ons lees uit Johannes 21, kom ons lees saam. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis, kon hulle nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disipels het met die skytjie gekom en net met die visse en net al die visse gesleep. Toe hulle aan die land kom, sien hulle vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, as ons korrek wil wees. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. En een van die disipels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer, 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy soos om die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei, tot sover. Het jy opgemerk, die disipels herken hom nie eers nie. Nie op die eerste oomblikke nie. En ek wonder, doen hartseer en verlies dit nie soms aan ons nie. Dat ons blind word vir dit wat om ons aangaan. Dit vertroebel jou visie. Die Engels het 'n mooi woord, dit blur jou visie. Maar dan roep hy na hulle. Laat my terugdink aan Jesus se verhaal waar hy vertel, hy is die goeie herder en hy sê, wanneer hulle my stem hoor, sal hulle kom. Hy roep na hulle. Hulle gooi die net uit en net soos voorheen loop dit oor van visse.
En dan die openbaring. Johannes fluister vir Petrus. Dis die Here. En Petrus, impulsiewe Petrus, spring in die water. Selfs in sy skaamte wil hy by Jesus uitkom. Hy wag nie vir die boot om tot by Jesus te kom nie. Hy duik reguit in geloof in die water in. Dit is hierdie vreugde, net hierdie hoop, net hierdie verwagting dat iets nou daar kan verander. En dan kom ontbyt. Jesus maak vir hulle vuur en berei brood en vis voor. En is daar rondom daardie vuur, dieselfde omgewing waar Petrus Jesus verloon het. Hy selfde vuur waar Jesus die werk van transformasie in hom begin. Hy vra, Petrus, het jy my lief? 3 keer. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, 3 keer. En dit is nie toevallig nie. Jesus doen hier iets baie opsetlik. Elke ontkenning wat Petrus gemaak het, word deur liefde ongedaan gemaak. Petrus sê, u weet dat ek u lief het. Jesus sê, laat my lammers wei. Jesus vergewe nie net vir Petrus nie. Hy stel hom weer in diens. Hy maak reg dit wat Petrus verkeerd gedoen het. Hy sê in sy wese, ek sien steeds die herder in jou. Ek vertrou jou steeds met my mense. Jou mislukking het jou nie gediskwalifiseer nie. Inteendeel, dit het jou voorberei. Kom ons staan hier stil. Waarom maak dit so diep saak? Want ek dink, baie van ons leef met onuitgesproke diskwalifikasies. Ons lewe in die verlede. Ons lewe met dit wat gebeur het. Ons lewe met wat ons dink ons is nie. Ons lewe met wat ons dink ons kan nie doen nie. 'n rukkie terug het een van my kollegas saam met iemand gesit. Sy vertel die storie. Die persoon is briljant, begaafd, vol potensiaal. Maar hy kon nie verby wat 'n dekade gelede gebeur het, toe hy 'n verhouding gehad het en sy gesin verloor het, kom nie. Hy kon nie daaroor kom nie. En hy het vir haar gesê, ek weet God vergewe my, maar ek dink nie hy kan my ooit weer regtig gebruik nie. En hier het my diep geraak, want sy kon vir hom sê, om in sy oë kyk en vir hom sê, dink jy Petrus het anders gedink? En ons weet, dat het heel moontlik nie so was nie. Dat hy ook in hierdie skuld, en hierdie skaam, en hierdie seer, Jesus in die oë moes kyk. Moes aanhoor, hoe Jesus hom vergewe, hoe Jesus met hom gesprek voer, hoe Jesus hom genees, maar tog, met dit gesit. Jesus genees nie net ons foute nie, maar hy laat ons ook nie daardeur gedefinieer word nie. Hy sê, is jy lief vir my? Hy bring ons terug na verhouding, want die beginpunt van jou roeping is nooit jou optrede nie. Dit is jou liefde vir hom en sy liefde vir jou. En hoe beweeg ons van mislukking na 'n nuwe begin? As ons na die storie van Petrus en Jesus op die strand kyk, sal 3 uitnodigings wat uit Petrus se lewe kom. Die eerste een, laat Jesus jou terugbring na die plek van die vuur. Skrif sê, toe hulle klaar geëet het, sê Jesus vir Simon Petrus, 3 keer het jy my lief. Petrus het Jesus om 'n vuur verloon. Jesus herstel hom om 'n vuur. Hy vermy nie die toneel van pyn nie. Ek wonder, gebeur dit nie baie keer met ons nie, dat ons dit vermy, dat ons ook wil hê Jesus moet dit vermy, wanneer ons weer op so 'n plek kom. Jesus vermy dit nie. By Houtskool 4 het Petrus gesweer, dat hy hom nie ken nie. Die laaste keer dat hy naby Houtskool 4 was, het hy probeer wegkruip en sy vrees en skaamte weggesteek. Nou roep Jesus hom terug na die kant. En wat wag daar? Nog 'n Houtskool 4. Selfde omgewing, 'n ander doel. Ek sien al Petrus uit die boot spring, hier's 'n verwagting, hier's 'n hoop, dis Jesus, dis ons Here, en dan kom hy op die strand, en dan sien hy 'n vuur, en ek weet nie, is dit dalk moontlik dat hy terugflitse gehad het, van wat gebeur het nie.
Maar Jesus benader dit anders. God is nie bang vir ons skande nie. Trouwens, God ontmoet ons daarin, op daai plek. Nie om ons bloot te stel nie, maar om ons te genees. En dis wat hier gebeur. Jesus herskep die toneel. Nie om Petrus se mislukking te herhaal nie, maar om dit te herskryf. Jesus vermy nie die oomblik nie, hy gaan dit binne. En na ontbyt vra hy vir Petrus 3 keer, het jy my lief? Nie waarom het jy my verloon nie, nie is jy jammer nie, net is jy lief vir my. 3 ontkennings, 3 geleenthede vir herstel. Ons kan nie net die opstandingslewe ingaan sonder om eers toe te laat dat Jesus ons wonde aanraak nie. Dit is wat opstanding regtig is. Dit is die transformasie van ons slegste oomblikke in 'n nuwe begin. Miskien is daar 'n houtskoolsvuur in jou storie. 'n oomblik van spyt, mislukking of verlies. Miskien 'n gebroke verhouding, 'n finansiële mislukking, 'n besigheid wat nie gewerk het nie. Verslawing, iets wat jy nie kan los nie, iets wat jou nie wil los nie. Moenie dit vermy nie. Laat Jesus jou daar ontmoet. Kom terug na die vuur toe. Die tweede uitnodiging wat in Petrus se lewe vir ons na vorentoe kom, is beantwoord die vraag, is jy lief vir my? Al is dit seer. En die derde keer wat Jesus vir Petrus vra, was hy seer gemaak, omdat Jesus hom die derde keer gevra het. Hy het gevoel, maar hoekom herhaal Jesus dit? Is dit nie iets wat dalk by my lê nie? Ek probeer woorde in Petrus se mond sit, maar ek probeer myself indink in daai situasie. En dit is een van die kragtigste verse in die hele Bybel. Jesus probeer nie om Petrus te verneder nie. Hy genees hom. Petrus is seer gemaak deur die derde vraag. Hoekom? Omdat hy die diepste wond in sy lewe aangeraak het. Petrus is seer gemaak. Maar hier is die groot ding. Hy bly in die gesprek. Laat ek jou vra. Laat ek myself vra. Wanneer Jesus op ons harte druk, bly ons in die gesprek. Miskien kan jy identifiseer of jy kan 'n oomblik onthou waar Jesus sterk, die Heilige Gees sterk op jou hart gedruk het. Bly jy daar of gaan jy weg? So baie van ons sluit af te midde van pyn. Wanneer die oortuiging in ons tref, word ons stil, ons onttrek. Wanneer die Gees fluister oor daardie verslawing, daardie verhouding, daardie gewoonte, ontduik of vermy ons dit. Ons sê, kom ons fokus net op die goeie dinge. Miskien sê ons dit vir die Here. Kom ons fokus net op die goeie dinge, Jesus. Kom ons gaan nie terug nie. Maar genesing en roeping begin met eerlike gesprekke. Met die Here, met mekaar. Dink aan die woorde van Paulus, waar hy sê, bely mekaar julle misdade. Bely, praat met mekaar. Here met mekaar, sodat julle gesond kan word. Begin met eerlike gesprekke. Hierdie vraag, is jy lief vir my, is nie tot Jesus se voordeel nie. Hy weet reeds, dis vir ons sin. Omdat liefde nie bewys word in die afwesigheid van mislukking nie, dit word dikwels verfyn daarin, maar dit word nie bewys daar nie. En Jesus se vraag gaan selfs dieper, het jy my meer lief? Het jy my meer lief as hulle? En sommige teoloë sal sê, hierdie hulle is bedoelend met die vis. Dis hoekom ook die getal genoem het. Sê, het jy my lief meer as dit wat jy bereik het, dit wat jy gekry het? Het jy my meer lief as hierdie goed? Die ou lewe, die gemaksone. Het jy my meer lief as dit? Ander teoloë sal sê, dit is die ander disippels wat Jesus van praat. Want Petrus het by die vorige geleentheid gesê, al sou almal u los, al sou almal van hierdie disippels u los, sal ek nie.
En wat is jou hulle? Meer as hulle. Wat is jou hulle? Wat is die ding wat Jesus jou vra, het jy dit meer lief as vir my? Wat is die ding wat Jesus jou vra, om meer lief te hê as dit? Meer, miskien is dit meer as beheer. Meer as jou beeld, jou wil. Meer as om reg te wees. Of miskien meer as om veilig te speel. Want die oproep om Jesus lief te hê, is ook die oproep om jou liefdes tussen hakies te herorden in jou lewe. Op die regte plek in jou lewe te sit. En dan 'n derde uitnodiging. Verander jou liefde in aksie. Sorg vir my skape. Laat my lammers wei. Sorg vir my skape. Laat my skape wei. Drie opdragte wat Jesus saam Petrus se reaksie gee. Dit is waar die rubber die teer slaan, spreekwoordelik. Jesus sê nie, wel, ek is bly dat jy my liefhet, kom ons hou dit nou net so tussen ons, kom ons blaas van nou net die vuur so bietjie tussen ons aan, kom ons hou dit lewendig. Nee, hy sê, gaan wees dan lief vir ander. Dit is die koninkryk vergelyking. Liefde vir Jesus is gelyk aan sorg vir sy mense, liefde vir mense. Jesus kom op 'n plek in Matteus 22, dan sê hy, hierdie twee staan gelyk in mekaar. Ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, krag en verstand. Is twee goed, en Jesus sê, hierdie twee staan gelyk in mekaar. En alles kom by hierdie by mekaar. Petrus se heraanstelling was nie net emosioneel nie, dit was ook missionaal. Met ander woorde, jou liefde word volledig wanneer dit ander begin dien. As jou verhouding met Jesus jou nie na mense beweeg nie, is dit nie herstel nie, dan is dit net geestelike isolasie. Jesus sê, laat my skape wei. Met ander woorde, voed hulle, gee om vir hulle. Nie hulle beïndruk nie, nie hulle reg maak nie, nie hulle soos 'n baas lei nie, gee net vir hulle om. Voed, wees teenwoordig, kyk uit vir hulle. En kyk, dit beteken nie dat jy 'n bediening moet begin of op 'n verhoog moet preek nie. Beteken nie almal moet nou Afrika ingaan nie. Om skape te voed kan lyk soos om op te daag vir 'n enkel ma in jou kompleks. Om te luister na 'n vriend wat geloof verloor het. Mentorskap van 'n jonger gelowige by die werk of by die kerk of in jou vriendekring. Om etes te maak vir iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan, dalk deur 'n egskeiding gaan. Om vir iemand wat 'n fout gemaak het, te vertel dat God nie moed opgegee het met hulle nie. Jesus wil nie net jou hart genees nie. Hy wil jou hande aktiveer. So waar is jy vanoggend? Is jy terug in die boot en dink dit is te laat? Hoor jy nog steeds die haan wat kraai in jou hart en gedagtes? Jesus is reeds op die kant. Hy het ontbyt gemaak, hy wag, nie met oordeel nie, maar met 'n vraag, is jy lief vir my? As jy ja sê, sal hy jou mislukking neem en dit in getrouheid genees. Hy sal jou wonde in wysheid verander. En hy sal jou die krag gee om ander te dien. Een van die grootste teksverse van ons pad saam die Here en sy verlossingswerk is die gedeelte in Johannes 3 vers 16. God het ons so lief gehad dat hy sy seun gestuur het, sodat elkeen wat hom vertrou, glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hier is die verwysing van hoe God oor ons voel. Maar vers 17 is vir my die uitklophou. Hy sê, ek het nie gekom om hierdie wêreld te veroordeel nie, maar om hierdie wêreld te red. Jesus was van die begin af op 'n reddingsmissie. Van die begin af het hy 'n pad gekies van herstel, nuut te maak, heel te maak, te genees. En hierdie woorde van Johannes speel nou af in die lewe van Petrus. Ek het nie gekom om jou te veroordeel nie,
Ek het gekom om jou te red. My plan was nog altyd om jou te herstel. Ek het juis gekom vir jou foute en mislukkings. Ek sal dit herstel. Kom jy saam. Dit geld vir Petrus, maar ook vir elkeen van ons. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike bewussyn wat ons kan hê, om te weet, dat U die hand oor ons hou, dat die genade oor ons is, en dat U gekom het, om te red en te herstel, te hervorm, te herbou, in elkeen van ons se lewe. Mag U Gees ons oortuig daarvan, in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën. Mag die liefde van ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.